Nou is 'n baie wonderlike voorreg om op 'n Sondag soos hierdie net vir 'n oomblik ons aandag te fokus op dit wat in jare se geskiedenis vir ons gebeur het. En ons vind dat daarin die gebeurtenis van die reformatie dat Martin Luther opgestaan het teen dit wat in die kerklike lei van daardie dag aan die gang was. Want die verantwoordelikheid was en bly altyd dat die woord van God die senter en die middelpunt sal wees van die kerk en dat die Here Jesus daarin verhoog en verheerlik sal word. Maar ongelukkig het die kerk op 'n plek gekom wat hy vir homself die reg toegeëien het. Dis net die kerk wat mag sê en net die kerk wat die woord van die Here mag besit en die woord van die Here mag gebruik. Niemand wat net 'n gewone persoon was, volgens hulle mag die woord van die Here self gelees het nie. En die Here het 'n man opgewek in hierdie struktuur van die tyd, om op te staan en daardie 95 stellings aan 'n kerk se voordeur te gaan vasspyker. En dit kom alles op hierdie 5 enkele sake neer. Dat hy gesê het, as jy daardie 95 stellings in 'n opsomming bymekaar sou bring, het hy maar eenvoudig vir hulle gesê, dis alleen die genade van God wat van ons maak wat ons is. Dis alleen deur genade wat ons gered kan word. Dis alleen deur genade dat ons kan leef en elke tree voor die volgende een kan sit. En is van God se werking alleen. Hy het vir hulle gesê, dis alleen die woord van die Here wat enigstens waardevol is in die lewe, en dat al die ander dinge van die lewe maar alles sekondêr is. Daar's geen ander geskrifte nie, daar's geen mense opinie wat saak maak oor die woord nie, is net die woord en net die woord alleen wat saak maak. Dis net geloof in die Here wat vir ons daardie saligheid bewerk. En dis nie geloof wat ek en jy ewe skielik vir onsself gewek het nie, dis God wat die geloof in ons harte kom werk om hom te wil dien en om hom te wil eer. En hy het die volgende lyn kom regtrek en gesê, dit gaan alles net deur Christus. Daar's nie 'n ander weg nie, daar's nie 'n ander manier nie, daar's nie 'n ander wyse waarop jy by die hemel kan uitkom nie, dis deur Jesus Christus en hom alleen. Hy het gesê dat alles wat ons doen, alles wat ons is, alles wat die kerk ooit kan wees, is alleen vir God se eer. En dit is my so wonderlik as 'n mens dink dat so baie gesê kan word, so baie verkondig kan word, maar hier is die een ding wat saak maak, en hierdie 5 lyne moet reguit wees, om soos 'n gitaar daardie harmonieuse klanke te kan uitbring. En so is jou en my lewe, kan ons met baie dinge besig wees, maar mag die Here hier dieselfde vuurtjie, wat in daardie enkeling se hart aan die brand gesteek was, in 'n donker wêreld waarin hy was, mag die Here daardie vuurtjie in ons hart ook bring, sodat ons daardie geluid maak, wat net hierdie 5 sake aanraak. Dis wat saak maak in jou en my lewe. Ons het begin laasweek en ons begin praat oor Nehemia 9. En ons gaan vandag ons saam lees weer in Nehemia 9, maar van vers 16 af. Laasweek toe ons begin het ons gepraat oor vers 10, omdat die Here al hierdie wonders gedoen het en groot werk gedoen het. En ons het gepraat oor die gedagte van dit wat alles daar gebeur het. En daarom wil ons dit vandag verder vat en ons wil vandag praat oor die wonder van God se beloftes, ook in hierdie wildernistyd. Ons gaan lees vanaf vers 16. Die Here het nou die volk uit Egipte uitgelei. Egipte homself is soos 'n wildernis, dis leeuwêreld as ek dit so kan sê. En hier kom hierdie volk en hulle word deur God in die wildernis ingelei. En hy kom slaan vir hulle kamp op om by hulle te wees in die middel van die wildernis. Die God van die heelal wat hemel en aarde geskaap het binne 6 dae, besluit om 'n tent op te slaan om saam met die volk te kamp. En weet jy vriende, kan jy jouself indink in 'n groter voorreg as dit, dat die God van die heelal by jou kom kamp opslaan. En in sy teenwoordigheid was met hulle gewees, en saam met sy teenwoordigheid was sy beskutting, en saam met sy beskutting was sy voorsiening. En hierdie is die rots wat hulle meen dat die water uitgestroom het vir hierdie miljoene mense. En soos ons nou aangaan, sal ek op 'n stadium vir julle 'n bietjie statistiek wys van wat se statistiek daar behoort te gewees het as 'n mens nou daaraan dink. Hoe dit moes gewees het vir die voorsiening van hierdie mense en wat God as wonderwerk vir hulle moes kom doen het. En ons het laasweek vir mekaar gesê, God kom verander 'n volk se lot daar in die wildernis. En hy verander van mense wat slawe was in hulle gedagtewêreld, wat slawe was in hulle denkpatroon, kom maak hy 'n volk aan wie God se naam gekoppel kan wees. Hy lei hierdie volk in die wildernis in, hy ontmoet hulle daar en hy lei hulle weer uit in die beloofde land in. Hy leer hulle, God alleen sal voorsien.
Jy het nie ander bronne nodig nie, jy het nie ander fasiliteite nodig nie, jy het God alleen nodig, en as jy hom aan jou kant het, kan jy bendestorm loop en oor 'n berg spring. Hy gee vir hulle 'n wet. En hierdie wet is wat nodig is, want 'n volk sonder wet is gevaarlik. En hy kom onderrig hierdie volk in wat sy verwagting van hulle is en hoe hulle behoort te leef. Hy leer hulle om oorlog te voer. Want jy kan nie land in besit neem as jy nie kan oorlog voer nie. Dis uiters belangrik om land in besit te neem vir hierdie volk, maar voor hulle daar kom, is hulle in 'n leerskool vir 40 jaar lank, want onthou, na 12 dae kon hulle, maar hulle was nie gereed nie, want hulle was nog steeds slawe in hulle gedagtewêreld, en slawe kan nie land in besit neem nie. Nou kom hy en hy onderrig hulle in die kuns van oorlog, sodat hierdie volk daar die mag oor hierdie beloofde land het, ja, selfs oor reëse het, om daardie land in besit te kan neem, alles in die naam van die Here. Hy kom gee vir hulle orde. Elkeen het sy plekkie waar hy moet kamp. Elkeen het 'n verantwoordelikheid. Elkeen het iets wat hy moet doen. Wanneer ons die wolkkolom sien trek, dan neem julle groep die ark, en julle groep die tent, en julle groep al die bybehore, en elke een het sy deel wat gedoen moet word. En God kom gee vir hierdie mense volle orde. Saam met die volle orde gee hy daar die 70 oudstes, wat saam met Moses oor die volk moet regeer. En hy onderrig hulle hoe om hierdie mense te lei, want een man alleen kan dit nie doen nie. En hy kom verander 'n volk wat eintlik niks was nie. Skaars 400 jaar gelede, net 72 mense. En nou is hulle meer as 2 miljoen mans. Dan staan nog die vrouens en die kinders en die skoonmaas julle. En ons gaan vandag nou verder lees, van vers 16 af. En ek lees vir ons voor. Hy sê, maar hulle, naamlik ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nek verhard en nie na u gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan u wonders wat u by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hul nek verhard en in hulle wederstrewigheid u hoof aangestel om terug te gaan na hul slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en u het hulle nie verlaat nie. Selfs toe hulle 'n gegote kalf vir hulle gemaak en gesê het, dit is jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het, en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het, het u in die groot barmhartigheid hulle nog tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie, en die vuurkolom ook nie snags om vir hulle 'n pad te verlig waar hulle langs moes trek nie. En u goeie gees het u gegee om hulle te onderrig. En u manna het u nie van hulle mond teruggehou nie, en hulle water gegee vir hulle dors. En 40 jaar lank het u hulle onderhou in die woestyn. Hulle het nie gebrek gehad nie. Hulle klere het nie verslyt en hulle voete nie geswel nie. En u het aan hulle koninkryke en volke gegee en die volgens bepaalde grense verdeel. En hulle die land van Sion, ja, die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die koning van Basan in besit geneem. Hierdie is reuse gewees. En hy het hulle kinders vermenigvuldig, soos die sterre aan die hemel, en hulle in die land ingebring, waarvan u aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan om dit in besit te neem. En die kinders het ingegaan in die land en in besit geneem, en u het die inwoners van die land, die Kanaaniete voor hulle onderwerp, en die in hulle hand gegee, hulle koning sowel as die volke van die land, om met hulle te handel soos hulle dit goed vind. En hulle het versterkte stede en 'n vet land ingeneem, en huise in besit geneem, vol allerlei goeie dinge, uitgekapte putte, wingerde en olyfbome en vrugtebome in menigte. En hulle het geëet en versadig en vet geword en weelderig gelewe deur u groote goedheid. En tot daar wil ek in hierdie môre lees uit die woord van die Here. En ek wil nou 'n vers aanhaal uit die Nuwe Testament wat vir my die gedagte van oordeenking is, wat in Handelinge 7 vir ons sê, en hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetbreed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie.
En op grond van dit wil ek met u praat oor die wonder van daardie beloftes. Wat God met hierdie volk besig was in hierdie wildernis. Die Here kom en hy besoek 'n volk op 'n wonderlike wyse. Nou vriende, beloftes is 'n ding wat daar baie van gesê kan word. Want daar is baie beloftes wat staan in hierdie ou wêreldse geskiedenis wat gebreek is. En die mens het vele beloftes wat gemaak word, wat die prys van daai beloftes nooit bereken was nie. Baie beloftes word gemaak en jy verstaan nie mooi wat die impak van die belofte gaan wees en wat die prys gaan wees wat die belofte jou gaan kos nie. Vele beloftes word gemaak sonder die intensie om dit te hou. Baie mense maak maar net beloftes om mense te manipuleer. En dis die lewe. Dis die mensdom. Dis die skeefgedraaide realiteit van die mens. En ons as mense in hulle beloftes is eintlik baie keer so teleurstellend. Maar God se beloftes en God se woord staan vas. God is nie 'n mens wat hy sou lieg nie, sê die woord van die Here. Hy is nie 'n mensekind dat hom sou berou nie. Hy sou nie iets spreek en dit nie waar maak nie. Elke woord is 'n belofte. Elke deel daarvan maak hy self waar en God neem verantwoordelikheid vir sy eie woorde. En dit is 'n goeie les wat ons as mens kan leer. Om verantwoordelikheid te vat vir die woorde wat ons spreek. Ja, daar is by hom geen skaduwee van omkeer nie. Daar is by hom sprake van om terug te draai op sy woord nie. Elke woord wat hy spreek is ja en is amen en God self maak die woord waar. En die belangrikste deel van of dit die woord van die Here is of nie die woord van die Here is nie die kwessie nie. Jy hoef nie te wonder oor of dit die woord van die Here is nie. Die belangrikste deel van die woord van die Here is jy moet seker maak, is dit vir my bedoel? Is dit 'n belofte wat die Here vir my wil kom gee? Is dit 'n woord wat hy vir my wil kom waarmaak of is ek besig met wensdenkery om God se woord te vat en te manipuleer sodat ek hom gijslaar kan hou en sê, "Iets gesê." So sê kyk saam met my vandag na hierdie wonder van God se beloftes. Toe hierdie volk hierdie wildernis van Egipte tot daar by die berg beleef het. Want soms kyk ons na die wildernis en ons mis baie keer die wonder wat daarin weggesteek is. En ons wonder hoe gaan God dit maak gebeur. Maar daarom juis moet ons let op die wonder wat God wil kom verrig. En daarom wil ek 'n paar gedagtes met u deel. En die eerste een wat ek graag wil uitwys in hierdie môre is vind ons in vers 23, waar die woord van die Here sê, "En u het hulle kinders vermenigvuldig soos die sterre aan die hemel, en hulle in die land ingebring, waarvan u aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan en dit in besit neem." Dit is vir my daardie gedagte van 'n belofte wat gebring word aan Abraham. Hierdie man wat 'n eenvoudige man was, wat gehoorsaam was aan die stem van God, en die Here kom gee vir hom 'n woord wat hy diep in sy hart kan bære, en hy kan hierdie woord koester, en hy kan hierdie woord gebruik om homself te herinner, en hy kan hierdie woord vat, en hy kan daarvoor begin leef, en hy kan begin handel na daardie woord, want God se woord gaan waar word, en hy wonder nie daaroor nie, maar hy weet dit. En hoe kosbaar is dit nie? Want hy het hierdie belofte van 'n groot nageslag gekry, 'n belofte wat 'n mens graag sou wou hê, 'n belofte wat vir ons praat van daardie groot seën van die Here. En in vers 23 wys hy baie mooi hoe hy hierdie belofte kom waarmaak het, hierdie belofte vir hulle kom toebedeel het, hierdie belofte vir hulle kom inspireer het en vir jare vorentoe hierdie belofte kom onderhou het. Geslagte wat in hierdie belofte guns verkry het, geslagte lank wat kon let op hierdie belofte en wat kon leef in hierdie belofte. En dis die wonder van God se belofte. Dis nie net vir 'n oomblik en vir 'n wyle nie, maar is geslagtelange beloftes. As die Here 'n woord kom spreek, maak nie saak of daar 1000 geslagte volk nie, daardie woord sal waar word en elke bietjie detail daarvan. Want as jy mooi dink aan hierdie wonder, dan sou ons nou vandag mekaar begin praat oor lank gelede. Was daar 'n man, Abraham, hy het by sy tent gesit. En hierdie man het gewonder oor wat wag aan die lewe. En die Here het vir hom iemand gestuur, met hom kom praat, 'n ontmoeting met hom gehad, en God het homself aan hom kom openbaar. Hy het sy woord aan hom kom bied. En weet jy hoe lank later gebeur hierdie woord? 1646 jaar later word hierdie woord waar. Jy sien, ek en jy kyk baie keer na God se wonders, van sy beloftes, en dan verwag ons dit moet nou gebeur.
Maar dis juist die wonder van hierdie belofte, is dat God 1600 jaar lank met hierdie belofte besig is. Hy onderhou hierdie belofte vir 1600 jaar. Hy ondersteun hierdie belofte. Hy laat alles in die wêreld gebeur met hierdie belofte in gedagte, want oor 1600 jaar gaan ek hierdie belofte vir jou waarmaak. En dit is nie kosbaar nie. Jy sien, die belofte was gemaak gewees in Genesis 12, vers 1. Hy sê, die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na 'n land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Hy praat spesifiek en hy verwys spesifiek dat selfs die saligheid, die Messias, Jesus, gaan uit sy geslag uit 'n seën vir die hele wêreld wees. Maar as jy gaan kyk na hierdie volk se geskiedenis, dan sien ons dat hierdie volk vir die wêreld een groot seën is. Terwyl die wêreld hulle wil minag, terwyl die wêreld hulle van die aardbol wil afvee, is dit verstommend om te dink daaraan dat hierdie is die volk oor wie hierdie belofte van God nie net vir 1600 jaar lank gevat het voor dit gebeur het nie, maar alreeds vir meer as 4000 jaar in stand gehou word. Want hierdie volk hou aan om 'n seën te wees. Weet julle hoeveel mense wat die Nobelprys gewen het in die wêreld vir vrede kom uit die Joodse volk uit? Dis baie interessant. Want as 'n mens gaan kyk, dan weet ons die woord van die Here sê vir ons dat Abraham is die vader, die aardsvader van die volk, maar hy is ook die vader van die gelowiges, sê die woord van die Here vir ons. So as 'n mens dink aan dit, dan is dit verstommend, want daar's 'n grafiek wat vir jou wys in oor 100 jaar se tydperk van 1900 af tot 2000 toe. En dit is nie die laaste 25 jaar nie, maar tot om met daardie stadium was 85% van alle Nobelpryse of deur iemand wat deel was van die geestelike geslag van Abraham of iemand wat deel was van die biologiese geslag van Abraham, die mense wat dit verkry het. Wat 'n seën is dit nie al vir die wêreld gewees nie. Kan jy jouself indink aan die wonder van God wat dit vir soveel jaar in stand gehou het? Soveel seën uit een enkele geslag. Want God is die outeur van die seën, God is die onderhouer van die belofte en God maak sy woord waar te midde van 'n volk wat vuil en beklaanswaardig is, te midde van die swakste, want hulle is glad nie baie indrukwekkend nie. Hulle is glad nie baie godsdienstig nie. Ja, hulle het baie godsdienst, maar min van Jesus. Inteendeel, hulle het niks van hom nie. Maar hierdie volk is die mense wat die uitvinding van die polio-vaksine gevind het. Dis hierdie mense wat die pasaangeer ontwikkel het. Dis hierdie mense wat penicillin ontwikkel het. Dis hierdie mense wat genetiese ingenieurswese in die wêreld ontwikkel het. Hulle het nukleer ontwikkel, hulle het kernkrag ontwikkel, hulle het selfoon-tegnologie ontwikkel, hulle het Google en GPS en fiber optics ontwikkel, hulle het 'n ding ontwikkel, hulle noem hom die Iron Dome, en as die wêreld hulle wil aanval, dan is daardie tegnologie in plek. Wat 'n wonder wat in hierdie een volk opgesluit is, want God het 'n belofte gemaak. Nie omdat hulle so indrukwekkend is nie, omdat God so wonderbaar is, sien die grootheid van God se belofte. En die feit dat dit met hulle so gaan, sê niks van hulle nie. Dit sê alles van God. Want God bly getrou aan hierdie belofte. Dis die mense wat die barcode geontwerp het, dis die mense wat faksmasjiene ontwerp het, dis die mense wat videospeletjies ontwerp het, dit wat in ons dag vir mense verstommend is, wat ons eintlik wil sê, dis goddeloos. Dit het hierdie mense ontwerp. As jy mens dink daaraan, dan is dit eintlik kostelik. Hierdie mense het 'n kunsmatige intelligensie ontwerp. Hulle het volhoubare boerdery het hulle in die wêreld begin. Hulle het gewasproduksie en kankerbehandeling na 'n volgende vlak toegeneem. Hierdie mense is op 'n ander vlak as baie mense in die wêreld, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dit is vir my wonderbaar hoe dat God sy woord kom waarmaak en 'n seën vir die wêreld kom skep. En hierdie eenvoudige ou klein volkie. Hy verander nie net sy gedagtes aangaande hierdie mense wanneer hulle ontrou is nie. Hy verander nie maar net sy plan wanneer hulle ongehoorsaam is nie. Hy hou by sy woord en hy laat sy woord waar word tot 4000 jaar later. En dit is verstommend. Die volgende een vind ons in vers 23. Hy sê, en u het hulle kinders vermenigvuldig, soos die sterre aan die hemel en hulle in die land ingebring,
waarvan U aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan om dit in besit te neem. En dit praat vir my van sy wonderbare belofte van die land van melk en honing, wat hy aan hulle nagekom het. God gee aan 'n volk, wat nie eens 'n volk was volgens die woord van die Here nie, maak hy 'n volk, en hy gee vir hulle 'n land, want as 'n volk nie 'n stukkie grond het nie, het hulle geen bestaansreg nie, dan het hulle niks om volgens te kan leef nie, dan het hulle nêrens om hulle te kan uitleef nie, en hy gee vir hulle die vermoë, en hy hou daardie vermoë in stand, en die wêreld kan probeer om hierdie plek van die aardbol af te vee, maar hulle sal by God moet verbykom, want God se belofte sê, dis hulle grond. Hierdie belofte is gemaak in Genesis 12. En 470 jaar later word daardie belofte waar. Dit lyk vir my as ek kyk na dit, asof die Here spesialiseer in langtermynbeloftes. Jy sien, ons wil graag die korttermynbeloftes hê. Ons wil die vingers klap en God beweeg. Maar hy kom toets ons. En hy word besig met ons. Die oomblik as God vir jou belofte gee, dan moet jy begin wakker sit. Dan moet jy begin regop sit, want eers gaan iets gebeur. Dit mag dalk 470 jaar vat, maar hoe wonderlik is dit nie? As hy sy belofte vir 470 jaar in die gang gaan hou, gaan hy vir jou vir 470 jaar in die gang hou. En daarom moet ons dit koester. En daarom moet ons dit raak sien, want dit het hom 470 jaar gevat om vir hierdie volk 'n land te gee van melk en van honing. Maar hierdie land van melk en honing bevat meer as net 'n belofte, want ons kyk baie maal na die melk en honing en sê ons, man, dis lekker, ons hou van melk en ons hou van honing. Dit klink so wat lekker is, dis die beloofde land. Maar weet jy wat sê hierdie beloofde land van melk en honing? Hy praat eintlik met hulle oor die goeie en die slegte. God beloof aan hierdie volk die goeie en die slegte. Want hierdie volk kom in 'n land in, en 'n helfte van hierdie land is soos melk, so wit, daar's niks wat groei nie. En dan as jy in die noorde van die land inkom, dan is dit loewergroen, dan is daar bestuiving, dan is daar bye, dan is daar honing, dan is daar groei, dan is daar vrugbaarheid. En hy kom praat met hierdie volk en hy beloof eintlik vir hulle, daar kom droë tye in jou lewe, en daar kom vrugtevolle tye in jou lewe. Dis wat die land van melk en honing was. Die land van melk en honing was nie net oorwinnings gewees nie. Die land van melk en honing was ook nederlaag gewees. Die land van melk en honing was ook verliese gewees. In die land van melk en honing is daar ook mense dood as gevolg van ongehoorsaamheid. In die land van melk en honing het hierdie mense 'n besondere belewenis gehad, en God het dit vir hulle kom waarmaak. God se beloftes is nie alleen net goeie beloftes nie. Daar's 'n ander kant van God se beloftes ook. Jy sien, dis baie keer die ding. Het jy al ooit iemand gehad wat vir jou gesê het, nee, God het my belofte gegee wat negatief is? Nou way, so man. Ons lees net die goeie beloftes raak. So die Here roep my, en hy sê vir my, jy gaan gedwing deur die Heilige Gees. En wat jy vir my naam gaan lei, gaan ek nie vir jou sê nie. Ek kan boeke skryf oor wat ek vir sy naam moet lei. En hoe wonderlik is dit nie? God het gewaarsku. God het die woord kom gee. Hy het die ondersteuning kom bied. Hy het lank voor die tyd die belofte kom maak. Jy hoef nie te wonder nie. Jy kan weet, hierdie woord is vas. Daar kom droë tye, wat wildernistye is in jou lewe. En daar kom tye van groot vrug en groot oorvloed. Jesaja 45 vers 7 sê, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen. Of dit nou lig is of dit nou duisternis is. God bly in beheer. En hy verheerlik homself deur elke deeltjie van dit wat hy doen. Wat 'n belofte om te verstaan. Het jy al die fout gemaak om altyd net die goeie deel van die belofte te vat? Dan wil die Here vir ons kom wys. Vat dit met versigtigheid, wat God vir jou beloof. Maar wees objektief, om altyd die volle belofte te vat, en nie die deel wat jou pas nie. Want dan is ons maar niks anders as 'n valse profeet nie. Want dan lê ons woorde in die woord van God in, wat nie daar hoort nie. So het jy al deel in hierdie wonder van goed en sleg? Het God al hierdie belofte vir jou kom deel? Dit is so preek mense kerk leeg. Jy vertel nie vir die mense in die kerk daar's goed en sleg nie. En God het dit beloof nie. Nee, vriende. Gaan toets dit maar. Dis hoe dit werk. Want God toets ons in die tye van droogte, of ons getrou sal wees om aan te hou om te volg. God toets ons in die tye van wildernis, of ons getrou gaan wees om te doen wat God van ons verwag. Vers 24 gaan verder. En hy sê, die kinders het ingegaan in die land in besit geneem, en die inwoners van die land die Kanaaniete voor hulle onderwerp en die in hulle hand gegee.
hulle konings sowel as die volke van die land, om met hulle te handel soos hulle dit goed dink, goed vind. En dit praat vir my oor hierdie belofte wat God vir hulle kom gee het. Daar gaan oorwinnings wees, en hy kom maak dit vir hulle waar. Hulle het hierdie oorwinnings behaal nie, God het die oorwinnings waar gemaak. En vyande was daar rondom hulle gewees, al die kante toe was daar vyand gewees, en hierdie vyande was soos reëse in hulle oë gewees. Dis nie te sê hulle was reëse nie, hulle was soos reëse in hulle oë gewees. En hierdie Kanaaniete was oorweldigend. En 40 jaar nadat hierdie belofte gespreek is, kom die Here, en hy kom neem hierdie volk onder hierdie vyand in, en hy bring vir hulle oorwinnings wat hulle nooit sou kon bedink nie. Inteendeel, daar's geslagte wat nie kans gesien het vir God se oorwinnings nie, maar daar's kindertjies wat gewillig was om God se oorwinnings te smaak. Hoor jy die verskil? Hoor jy die wonder van hierdie oorwinnings? Eintlik was dit presies 39 jaar en 352 dae later. En God maak dit werk. Deuteronomium 20 vers 4 sê, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek, om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Dis die wonder van hierdie belofte, want hy maak die belofte, daar kom oorwinnings, en dan los hy, en hy trek saam, juis vir die doel, vir jou oorwinning. Hoe kosbaar is dit nie, julle? Sien jy die wonder van God se belofte van oorwinnings? As God vir jou belofte gegee het, trek hy saam, om dit te maak gebeur. Josua 1 vers 5 sê, niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou ook wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wat 'n mooi woorde is daai. Wanneer God vir 'n mens kom sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Come hello high water, maak nie saak wie teen jou opstaan nie, maak nie saak of die hele hel teen jou opstaan nie, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek het die hel 1 keer oorwin, ek kan dit 'n tweede keer doen. God se beloftes is beloftes van oorwinning. Nou hierdie belofte van oorwinning was kosbaar, want hy sê vir hierdie volk dat hulle hierdie oorwinning gaan haal, maar die volk weet nie wat die implikasie is van hierdie belofte nie. Nou trek hulle die beloofde land in, en toe hulle daar binnekant die beloofde land kom, toe het hulle 7 massiewe groot nasies wat hulle moet gaan oorwin. Nie net een nie, hulle kom nie in Kanaan ingetrek, en daar's net een nasie, en is oor en verby, en stryk in, en nie soos nou in die hoofstad, en nou is alles reg nie. Nee, 7 nasies. So die eerste een was die Amorite gewees. En die Amorite was in daardie gedeelte woonagtig, en hulle het spesifiek hulle self bevind daar in die noorde van Israel, in die omgewing van Amuru, in daardie tyd. So dit is baie naby aan die gebergtes van Libanon. Nou hierdie mense van die Amorite was 'n interessante lot geweest. Hulle was die wat van die hoogland afgekom het, van die gebergtes van Libanon af. Hulle was polytheïsties geweest, so hulle het 'n verskeidenheid van gode gehad. Hierdie mense het hulle kinders geoffer aan hierdie gode van hierdie gebergtes af. En vandag se tyd is dit nou die Siriërs en die Libanese en die Palestynë. En hulle het 'n verskeidenheid van gode gehad wat vir hulle belangrik was. Maar God se belofte vir die land in besit neem hang nie af van die wreedheid van die vyand nie. Hoor jy die wonderwerk? Hierdie mense het hulle kinders geoffer. Wil jy teen mense gaan oorlog voer wat hulle kinders offer? Ek weet nie so mooi of dit 'n goeie idee is nie. Wel, God se belofte en God se vermoë is groter, en jy het nie nodig om bekommerd te wees oor die wreedheid van die vyand nie. Jy moet meer bekommerd wees oor die belofte van die Here. Want as jy die belofte van die Here het, kan die vyand die wreedste in die wêreld wees. Give it your best shot. Dit hang nie af van watter omgewing die vyand vandaan kom nie. Dit maak nie saak wat die aanvalshoek van die vyand is nie. Want hier kom 'n vyand wat wil oorlog voer uit die gebergte. Nou weet ons nou al so, wanneer jy as militêre mag in die gebergte sit en iemand kom val jou van 'n laer grond af aan, dan gaan hy verseker in die kortste end trek. Hy gaan nie baie ver kom nie. Maar die belofte van die Here is so wonderbaar dat God heel eers kom en hy kom gee hierdie Amorite in die hand van hierdie volk. Want die vyand se posisie, al is dit 'n posisie van krag, beïndruk God glad nie. Dis die wonder van die oorwinnings wat God kom bied het. Jy sien, partykeer gaan ons deur omstandighede en die aanvalshoek van die vyand voel of dit 'n doodsteek is. Soms voel dit of daar geen uitkomskans is nie. Soms voel dit of jy blootgestel is en jy het geen wegkruipplek nie. En die vyand kom met alles wat hy het en hy's wreed en hy's skrikwekkend. Daarom moet ons seker maak ons het die belofte van die Here.
Want as ek die belofte van God het, dan beïndruk die wreedheid en die aanvalshoek van die vyand hom glad nie. Wat 'n kosbare herinnering. Wat 'n kosbare woord wat ons diep in ons harte kan bære. Die volgende volk wat hulle moes oorwin het, was die Kanaaniete gewees. Die Kanaaniete was die inheemse stam gewees, of volk gewees, wat in Kanaan gebly het. In vandag se tyd is daar van die Jordaniërs en die Libanese wat deel is van hulle. En hierdie mense was gesien gewees as reuse. Hulle het hulle gesien en gedink, hulle is reuse, hulle is langer mense, hulle is groter mense. Maar nou in al die opgrawings wat daar gemaak was, is daar nou baie dinge wat nou gemanipuleer is in die media, maar hulle het nog nooit regtig bewyse vir dit daar gekry nie. Maar wat interessant is dat die vrug van hierdie vyand was reuse vrug gewees. En daar het groepe mense rondgeloop om trosse druiwe te kan dra, as ons na die kinderbybel sou kyk. En ons weet dat die vrug van hierdie land was verstommend geweest, en hierdie nasie het daardie vrug rondgedra, en baie keer kyk ons na die vyand, en ons is bekommerd oor die vyand, en ons is angstig oor die vyand, want die vrug wat die vyand ronddra, lyk vir ons groot. En dit beïndruk ons. Maar weet jy wat? As jy die belofte van God het, dan beïndruk die vrug van die vyand hom glad nie. Want sy belofte is groter as die vrug van die vyand. Hoe kosbaar is dit nie? Hoe kosbaar is dit nie om te weet dat hy wat saam met my is groter as hy wat in die wêreld is. Al gee hy my sy alles, hy sal dit nooit kan uitoorlê wat God vir my doen nie. Die volgende was die Gergasiete gewees. Die Gergasiete was net so suidoos van die see van Galilea aan die ooste kant van die Jordaan. Nou hierdie Gergasiete was ook 'n interessante klomp gewees. Hulle was meerendeels heidene gewees. Daar was 'n paar van die volk wat hulle self daar gaan vestig het, maar dis die plek waar die Here Jesus heen gegaan het en die besetene van Gadara uitgedryf het. En hier is die bewys dat dit alles eintlik heidene was, want daar was varke waarin die demone toe nou uitgedryf was. As dit Jode was, sou daar nie 'n vark naby gewees het nie. En daardie varke is die bewys dat hulle 'n klomp goddelose heidense mense was. Hulle is die afstammelinge van Gam. Heidense, besoedelde mense wat nie 'n saak gehad het met God en sy gebod nie. 'n Demoniese geslag. 'n Geslag wat met heksery besig was. 'n Klomp mense wat ver was van waar God hulle sou wou hê. Maar God se belofte is groter as die grootste mag van duisternis wat daar ooit kon opstaan. En die Here kom gee vir hierdie volk daardie oorwinning. En is God se oorwinning, selfs oor die mag van demone, selfs oor die mag van duisternis, selfs oor die mag van die hel homself, kom die Here, en hy kom gee vir hierdie volk daardie oorwinning. Verstaan jy die wonder van hierdie beloftes? Dis baie groter as maar net land in besit neem. Want land in besit neem, behels al hierdie dele daarvan. Die volgende een wat ek wil uitwys, is die Hetiete. Nou die Hetiete is eintlik in die hedendaagse Turkye gewees. Hulle kom eintlik van daar afstammeling. En hierdie Hetiete was ver verwyderd van die Here. Hulle was totaal verdorwe. Hulle was diep in heksery in. Hulle was diep in okkultisme in. Hierdie mense het allerhande goddeloosheid gepleeg. Tog is die beloftes van die Here ver groter as die mense wat die verste van God af verwyderd is. Jy sien partykeer kyk ons na die vyand en dan is ons bekommerd. Maar Here, het jy gesien wat hierdie mense aanvang, Here? Hierdie mense het 'n saak met God en sy gebod. En die Here is glad nie beïndruk met die mense wat ver van hom af is nie. En hy gee daardie oorwinning wat hulle deel moet wees. Dan was daar die Jewiete gewees. Nou die Jewiete bestaan nie eens meer vandag nie. Hulle is opgeneem in al die ander. Maar die Jewiete was die aardsvyande van hierdie volk gewees. Hulle was die volk wat besig was met komplotte. Hulle was die volk wat besig was met lokvalle stel. Hulle was 'n moedswillige volk gewees. En hulle was die mense wat besig was om altyd met agteraf storieetjies rond te loop om hierdie volk van die Here te verydel. Dis hierdie mense wat gesê het, nee, trou met ons kinders. En op hierdie manier gaan ons die jong manne van hierdie volk van Israel ver weg van God af lei. En die Here kom en hy bring daardie oorwinning te midde van 'n vyand wat jou ver weg van God af wil lei. Hoor jy die wonderwerk? En die volgende een is die oorwinning oor die Jebusiete. Nou die Jebusiete was die wat in Jerusalem gebly het. Jerusalem was nie Jerusalem gewees nie. Die plek se naam was Jebus gewees. Dawid het dit nou ingeneem met sy manskappe en het toe nou bewind gekom daar in Jerusalem. En daar's baie van hierdie Jebusiete wat daar gebly het. Binne in Jerusalem. Hulle het nie weggetrek nie. Hulle het daar gebly, hulle het daar vertoef. En hulle het op 'n sagte manier het hulle die volk van die Here geïnfiltreer.
sonder groot lawaai. Niemand het niks gesê nie, niemand het niks gedoen nie. Vir baie jare het hierdie vyand doodstil, maar net aangegaan en die kultuur van die volk van die Here beïnvloed en geïnfiltreer. Maar God se belofte staan nog steeds 1649 jaar later. Want sy woord is vas. Hy is nie beïndruk met die vyand wat probeer om saggies te kom infiltreer nie. God se oorwinnings staan vas te midde van infiltrasie. En dan is daar die Peresiete gewees. Nou hulle was die wat ook later was hulle Salomo se diensknegte gewees, of van Salomo se diensknegte gewees. En dan sien 'n mens hoe dat hulle self die paleis geïnfiltreer het. Die heerskappy, die koninklike huis geïnfiltreer het. En God was selfs nie daardeur beïndruk gewees nie, want sy belofte was hoër gestel gewees, as selfs om die leierskap te infiltreer. Weet jy vriende, jou my land in besit neem, sluit al hierdie sake in. En jy gaan nie land in besit neem as jy een van hierdie sake gaan een kant toe skuif en sê nee, ek staan nie belang nie. Want dan is daar 'n deel van die vyand wat jy in jou midde toelaat. En vir 7 jaar lank is die Here besig om hierdie volk te lei, saam met Joshua en die manskappe van Israel, om hierdie 7 nasies te oorwin. Maar dit is nie so indrukwekkend nie, want hierdie 7 nasies het 31 konings gehad. En hulle het 31 groot slagte gehad, en 31 keer oor en oor oorwinning gekry. Waarom, vriende? Sien die wonder, want God se belofte staan vas. Oor en oor en oor. Jy sien, as 'n mens kompromie aangaan met een van hierdie 31 konings wat die wêreld het om te bied. En ons doen partykeer so in die hitte van die stryd, so in die oomblik van die lewe, laat ons dit toe. En dan kom die volk in die beloofde land, na God se beloftes, na alles wat God vir hulle gedoen het. En dan sê hulle maar, ons soek 'n koning soos die heidense konings. Ons soek nie meer God wat regeer oor ons nie, ons soek een soos hierdie 31 wat so pas verloor het. Kan jy jouself indink hoe stupid 'n mens kan wees? Maar hoe kosbaar is die beloftes van die Here nie? 40 jaar na hy het gemaak het, gebeur dit. 430 jaar na hy het gemaak het, gebeur dit. 470 jaar na hy gemaak het, gebeur dit. Nee, 1600 jaar na hy gemaak het, gebeur dit. Is dit nie verstommend nie? En partykeer sien ek en jy die vyand as reuse. Maar eintlik is dit nie die vyand wat die reus is nie, dis die vrug wat die vyand het wat reus is. En dan is ons verstom oor die vrug van die vyand, maar selfs daar die vrug van die vyand is eintlik genade van God af gewees. Ons kyk baie keer na die vyand en dan sien ons hulle het baie sterk stede. Sterk vestings wat opgerig is. Dan sê die woord van die Here dat ons moet daarteen opstaan om hierdie sterk vestings af te breek. En ons het niks nodig om te doen nie. Ons kan maar net soos by Jerigo 7 maal rondom hierdie stad loop, saam met die Here, in gehoorsaamheid aan die Here, en hierdie stad se sterk vesting sal in die grond wegsak. En as jy vandag in Israel kom en jy gaan na Jerigo toe, dan sien jy die mure het nie uitmekaar uitgeval nie, vriende. Daar die komplete heel muur het net so in die grond weggesak tot onder die grond. En die volk van Israel kon letterlik op droë grond reguit oorstap asof daar geen muur ooit was nie, en die stad gaan inneem. Dis die wonder van God se beloftes. Dit maak nie saak hoeveel sekuriteit die vyand het nie. Dit maak nie saak hoe hoog sy beskutting is nie. Dit maak nie saak waarop sy oorwinnings gebaseer is nie. Dit maak nie saak wie bang is vir die vyand nie. Die belofte van die Here is groter as wat die vyand ooit kan wees. Ja, groter as die onreinhede van die wêreld. Groter as die demoniese magte van die wêreld. Groter as die vuilste vuil van die wêreld. Groter as die goddeloosste van goddeloostes van die wêreld. En daarom moet ons nie beïnvloed word deur die vyand nie. Maar baie maal voel dit vir my as ons word geïmpres deur die Satan homself, en dan staan ons in verstomming oor die ding. Terwyl ons moet opkyk en sê, Here, U woord is ewig vas. En ek het nie nodig om te bekommerd te wees oor die duiwel en sy trawante nie. Ek het nodig om bekommerd te wees oor die woord wat ewig vas is. En ek moet net seker maak, is hierdie woord vir my bedoel. Vers 25 gaan die woord verder, hy sê, en hulle het versterkte stede en 'n vet land ingeneem, en huise in besit geneem, vol allerlei goeie dinge, uitgekapte putte,
wingerde en olyfbome en vrugtebome in menigte, en hulle het geëet en versadig en vet geword, en weelderige lewe deur u groote goedheid. Want God se beloftes van 'n woonplek, wat hulle self nie eens gebou het nie, het hy self waargemaak. Weet jy vriende, ek en jy het daai selfde belofte. Hier op hierdie aarde gaan ons nooit land in besit neem nie. Ek stel nie regtig belang om land in besit te neem nie. Want ek is 'n burger van die hemel. En die Here sê vir my, hy het gegaan om vir my te gaan plek berei. En ek is hier, ek maar net 'n pelgrim besig om deur te beweeg. En hoe minder ek van hierdie plek weet, hoe beter. Want ek wil fokus op die dinge daarbo. Ek wil juis nie hieronder besig wees nie. Ek wil juis wag vir my erfenis in die hemel. Deuteronomium 6 vers 10 sê, en as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, soos die hemelstad wat op jou en my wag wat ons nie gebou het nie, en huise vol van anderende goed wat jy nie gevul het nie, en daar's 'n woning in die hemel, en die woord van die Here praat van 'n permanente woning, 'n ewige woning. Ek hoef nooit weer uit te trek nie. Julle vir ons wat in die bediening is dit nogal 'n seën. Ek hoef nooit weer te trek nie. Hy sê uitgekapte reënbakke wat jy nie uitkap nie. Uitgekap op wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie. En jy eet en versadig word en hy maak jou vet. In die seën van die Here. God maak sy beloftes van 'n woonplek waar. En hy kom deel dit met jou en my. En ek en jy hoef nie bekommerd te wees oor die woonplek wat hier vir ons sal wees. Hy sê ons sal hier kry wat ons nodig het. Ek kan maar net settle en vrede kry in my hart en tevrede wees met wat God vir my voorsien. Want daar wag 'n ewige tuiste in die hemel. Wanneer al die trane op hierdie aarde verby is. Wanneer al die angste van hierdie lewe verby is. En nooit kan enige iemand dit vir my al wegskeer nie, want mot en roes kan dit nie verniel nie. Daar wag 'n belofte vir my in die hemel. Kyk hier in die lewe, nou verander dinge net so. En jy verloor dinge net so. En as jy gedink het jou blyplek is veilig, pas op. My woonplek in die hemel is vir ewig. Josua 24 vers 13 sê, so het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon. Wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. En net soos wat die Here vir ons genoegsaam gee om hiervan te leef, en vir ons dit gee waarmee ons kan vertrou, kan ons maar net in afwagting wees op dit wat die belofte vir ons is. Daar wag 'n tuiste. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike belofte. Weet jy vriende, ons is baie maal meer gepla oor ons betimmerde huisies hier waar ons is. Ons is baie maal meer gepla oor wat 'n mooi kar staan voor die voordeur. Jogg, julle, ons is baie maal meer gepla oor wat 'n voordeur is in my huis. Is dit nou egte hout? Is dit nou 'n nuwe ding? Hoe groot is die deur? Hoe groot kan die bank wees dat ek al kan indra? En ons is beïndruk met wat hierdie wêreld het om vir ons te bied. In ons ou betimmerde huisies. Maar die belofte van 'n permanente woning is vir ewig. En kan ons maar net vir die Here sê, Here, ons hou U vas vir ons ewige tuiste. Vers 25 gaan verder, hy sê, en hulle het versterkte stede en 'n vet land ingeneem, en huise in besit geneem, vol allerlei goeie dinge, uitgekapte putte. Nou in Israel werk dit nou so, kyk, in Israel moet jy 'n put hê om te kan survive. As jy nie 'n put het nie, sorry chom, jy gaan kamp, en as die water op is, dan is jy tickets. Maar as jy 'n put het, dan kan jy landrye aanlê, dan kan jy 'n toekoms bou, dan kan jy lewe hê, maar sonder 'n put is jy in die wildernis en jy het niks. Nou kom die God van die heelal, en daar is nou nie 'n put in die wildernis nie, nou gee hulle 'n rots. En uit die rots uit vloei daar 'n put, en die groen gras groei daar om. En is dit nie wonderlik as mens dink daaraan nie? Dat die belofte van die Here is so wonderlik, as daar nie 'n put is nie, dan grou God die put. Hoe verstommend is dit nie, julle? Sien jy die wonder? En dan kom gee hy vir die mense wat putte gegrou het in hulle goddeloosheid.
Hulle het van hulle goddeloosheid voorsiening gemaak. In hulle goddeloosheid het 'n heidense volk vir hulself 'n toekoms gebou. En die Here vat daai goddeloosheid en hy vee dit uit die pad uit. En hy vat sy volk en hy gaan sit in daai land in en sê vir hulle, geniet die putte wat ek vir julle gegrou het. Geniet die land wat ek vir julle gegee het. Geniet dit en groei en leef vol van luksede, vol van gemak. Lewe vet lewe in hierdie land waarin julle is. Wat 'n wonderlike belofte. Jy sien baie keer kyk ons na die putte van die vyand. Here, kyk hoe die Here voorsien vir daai mense. Here, kyk hoe lekker leef daai mense. Here, het jy gesien wat se voorsiening is vir daai goddelose mense? Wel, wat 'n wonder het ek en jy. Ek het nie 'n put nodig nie, want God grou die put vir my. Wat 'n wonderlike belofte het ek in die woord van die Here, dat as ek 'n put nodig het, sal God die put gee. Ek moet maar net die land in besit neem wat God vir my wil hê. Jesaja 58 vers 11 sê, die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorpplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Dis nie seisoonaal nie. Dis nie net in goeie tye nie. Dis nie net as af oorvloed is nie, daar's aanhoudend, standhoudend 'n water wat vloei uit die put wat God voorsien. Net soos die manna aanhou kom het. Jy sien, hy gee nie net putte met water nie. Hy gee ook 'n put met manna. En hierdie put is nie hier gesetel nie, hierdie put kom uit die hemel uit. En dan gaan hy verder en hy gee nog 'n put. En hierdie put is die put van kwartels. En hy gee oorvloed van kwartels en hulle kom by 'n massas uit. En 3, 4, 5 miljoen mense kan elke dag van daai put geniet. Tot God gesê het, die put is nou droog. Dis die wonder van hierdie put. Eksodus 23 vers 25 sê, en julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome en fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom. Kan jy jouself indink? Gewoonlik gou die put daar op die laagste gedeelte. Die Here sê nee, wag. Ek gee putte selfs bo op die top van die berg. Dis die wonder van God se beloftes. Dit gryp my as ek dink daaraan, vriende. Want baie maal waardeer ons nie daardie putte nie. Baie maal waardeer ons nie daardie voorsiening nie. Ons mis dit. Ons sien dit nie raak nie. Daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons asseblief. Dat ons so versigtig sal wees. Nou sê Deuteronomium 8 vers 11. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insetting wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. Sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en jou goud vermeerder. Ja, alles wat jy het vermeerder. Dit gaan hankie-dorie en jou hart om dan verhef dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Wat jy deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur die giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het. Wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Hoe arrogant kan 'n mens wees? Ek het. Regtig? Vriende, ons moet versigtig wees. Want God se beloftes is dalk vir my. Tot ek sy belofte vat en dit verag, dan staan sy gelofte teen my. Daarom moet ons so versigtig wees, so fyn ingestel wees, sodat ons nie die wonder van God se beloftes mis nie. Ja, sy beloftes is vir jou, maar pas op, as daardie belofte teen jou draai. Mag die Here ons help. Mag ons dit diep in ons harte bære, sodat ons teen God nie sal sondig nie. Ek wil graag volgende week, as die Here vir ons toelaat, dan wil ek praat met u oor die wonder van God se genade, wat vir ons in die wildernis opgevang is. So, koop die tyd uit, luister na die woord van die Here en vertrou die Here dat hy met u kan kom praat, en vir u sal kom wys. Kom ons buig ons harte aan met ons saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vandag het, om 'n God te mag dien van belofte. Ja, Here, u verwag van ons, om elke belofte wat ons aan u maak te onderhou. Elke belofte wat ons voor u kom neerlê te betaal.
Want Here, U is dit wat U self verwag. U doen dit so. En Here, U is nooit beïndruk met die vyand. Maak nie saak wat hy het om te bied nie. U is nooit oorweldig met die bose. Maak nie saak wat aan die kom is, Here, want U beloftes is groter. U beloftes is heerliker en U is die een wat dit waar maak. Elke deeltjie daarvan al vat dit 1600 jaar. En dankie dat ons kan weet dat ons kinders van U sorg kan wees. Dat ons in U belofte kan leef. En Here, wanneer ons onsself mag indink dat ons dalk nou nog in die wildernis is of dalk is ons nou in die beloofde land. Ag Here, kan ons tog asseblief by die idee verbykom dat op hierdie aarde vir ons daar beloofde land mag wees. Ons beloofde land wag in die hemel. En Here, help ons asseblief om nooit perspektief te verloor nie. Om nooit die wonder van God in ons lewens te mis op hierdie wildernis waarin ons is nie. Sodat ons kan volhard tot wanneer U ons kom haal. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus naam. Amen.